Spreek, Here, u kinders wil luister. Amen. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, baie welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondag ingeskakel is oor die lig na hierdie erediens. Nou vanoggend wil God met jou en my gesels rondom, ek en jy kan nie vervloek dit wat God geseën het nie. Nou geliefdes, daar word hierdie storie vertel van hierdie man wat by 'n fabriek gewerk het. En elke dag na werk het hy by die hekke uitgestap met 'n kruiwa wat hy gestoot het, en op daardie kruiwa was daar 'n klein boksie. En eventueel het die sekuriteitswag vir hom gevra die eerste keer toe hy uitstap. Toe stop hy hom, toe sê hy vir hom, wat het jy in daardie boksie? Want ek is seker dat jy iets gesteel het. Toe sê hy, nee, dit is net 'n leë boks. En so het dit vir baie lank aangehou, wat hy elke dag het hy uitgestap by die hekke met 'n kruiwa met 'n boksie op. En toe op een dag, toe stop die sekuriteitswag hom weer. Hy het hom nou al geken, maar toe stop hy hom weer. Toe sê hy vir hom, luister, ek wil nie graag hê jy moet in die moeilikheid kom nie. Maar vertel my asseblief, wat is binne in daai boks? Ek weet jy sê is 'n leë boks, maar sê vir my wat is in daardie boks, en ek beloof ek sal nie laat jy in die moeilikheid kom nie. Want ek is seker jy steel iets. En toe sê die man vir hom, elke dag vat ek 'n nuwe kruiwa hieruit. Die boks is leeg. Ek het nie gejok nie, maar ek vat elke dag 'n nuwe kruiwa hieruit. En ek kan my nogal indink, hierdie sekuriteitswag was verstom. En nou na aanleiding hiervan hoor ek hoe die Heilige Gees vir my sê, verander hoe jy na dinge kyk. En dan sal dit verander wat jy regtig sien. Want ons is almal so gefokus op die klein dingetjies, dat ons so maklik kan uitmis op dit wat die groot dinge waarmee God in jou en my lewe besig is, die groot dinge wat God in jou en my lewe vir ons wil gee en wil doen. En daarom, geliefdes, as ek en jy dit kan regkry om te verander waarna ons kyk, dan sal ons outomaties, sal die situasie, die prentjie ook verander van dit wat ons wel sien. Want dit is tyd, sê God, dat ons sal opstaan omrede God het jou en my alreeds saam met Jesus Christus opgewek. Kom ons maak dan die woord van God oop daar by Spreuke. Spreuke 24, vers 16. Luister wat staan daar. Al val die regverdige hoeveel keer, hy staan weer op, maar die goddelose word deur rampe vernietig. Nou luister, hierdie vers praat van 'n regverdige en van 'n goddelose man. Maar dit sê ook hier, dat al val die regverdige hoeveel keer, hy staan elke keer weer op. Maar van die goddelose man praat hy net, hy sê net, as die goddelose man val. Nou wat God hierdeur vir jou en my wil sê is dit, staan op. Staan op, al is dit die 7de keer of die hoeveelste keer wat jy geval het. God sê, wees 'n Lazarus en staan op. In die styfheid en die ongemak van jou foute, alles wat jy in jou lewe gemaak het, jou mislukkings, verkeerde keuses wat jy gemaak het. God sê, staan op, kom as ware uit die begraafplaas van jou lewe uit. Die begraafplaas van jou mislukkings. Die begraafplaas van gister. Van al die vrae wat jy dalk mee worstel, soos, ek het dalk iets gesê wat ek nie regtig so bedoel het nie. Of ek weet nie hoekom ek op daardie wyse op daardie stadium opgetree het nie. Hoekom ek gedoen het wat ek wel gedoen het, of gesê het wat ek wel gesê het. Ek sou so graag anders wou gedoen het. Ek sou so graag wou reg doen. Dit was nie my bedoeling nie. Ek wou niemand seermaak nie. Geliefdes, hierdie dinge is alles deel van jou en my
begrafplaas waar ons onsself bevind. Kan jy onthou wat Jesus vir daardie man gesê het wat as ware beset was deur bose geeste? En hoe hulle vir Jesus gesê het, sy naam is Legio, hulle het ons teruggepraat met Jesus, sy naam is Legio, daardie man, want hulle was baie, die geeste wat binne hom is, die bose geeste. Jesus het gesê, kom uit die graf uit. En dit, geliefdes, geld ook vir elkeen van ons. Want elke keer wanneer jy dink oor jou foute, oor jou tekortkominge, oor jou mislukkings, oor jou verkeerde keuses, oor jou gisters, oor jou verlede, maar ook wanneer jy wonder en wanneer jy as ware besorg is oor jou môre, oor jou toekoms, dan is dit niks anderster eintlik as 'n gees, 'n bose gees wat van jou besit wil neem nie. Dis wat God sê. Iemand wat daarop uit is, 'n gees wat daarop uit is om jou eintlik in jou begrafplaas te hou, van jou verlede, van jou foute. Want ons as mense is die meeste van die tyd, hoor my hart vanoggend, ons eie grootste vyande. En verseker weet God dit. En daarom dat God vir jou en vir my op 'n daaglikse basis wil leer. En daarom sê God ook vanoggend, stop om oor en oor te worstel met gedagtes oor dinge wat jy in die verlede verkeerd gedoen, verkeerd gedink, verkeerd gesê en verkeerd opgetree het. Of oor die toekoms, hierdie van, wat as, sê nou maar net. Want God sê, al wat jy daarmee bereik, is om eintlik net gestak te raak in jou eie begrafplaas. En God sê, kom daaruit, staan op. Want al wat dit doen is, hoe langer jy daarin bly, is om die kettinge wat daar om jou is, word al hoe stywer getrek, dit waarmee jy vasgebind is. En jy mag dalk nog 'n geluid maak, ten spyte van hierdie kettinge om jou, wat jou so vasbind. Maar eintlik is jy besig om te versmoor. En geliefdes, hoor my hart vanoggend. Die enigste manier hoe ek en jy werklik hieruit kan opstaan is, om die woord van God wat ons hoor, prakties te beoefen. Nou kom ons blaai nou na Matteus 7. Matteus 7 en dan lees ons daar vanaf vers 24 tot en met vers 27. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op die sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Nou luister geliefdes, onthou jy sal niks wat in die woord staan, die opdragte wat God jou gee, jy sal niks daarvan reg kry, as jy dit nie begin beoefen nie. En hierdie is 'n geesbeginsel. En ja, die waarheid is, dat geloof kom deur die gehoor. Maar jou gehoor daarvan alleen, van dit wat jy lees, sal nie jou geloof laat beoefen nie. Jy moet jouself oefen in die geloof. En daarom dat Jesus gesê het, elkeen wat die woord hoor en dit beoefen sal geseënd wees. Dit staan in die woord. En dis hoekom God praat, maar ek en jy moet sy woord beoefen. Ons mag dit nie maar net sien as 'n heilige boek nie. Daar is opdragte daarin opgeteken vir jou en my, om dit te beoefen. Ek en jy moet as ware die woord begin word. Want luister mooi geliefdes, daar is net 2 redes hoekom mense
nog nie in God glo nie. Nou moet jy baie mooi, nie net luister nie, jy moet baie mooi hoor. Daar is net 2 redes hoekom mense nog nie in God glo nie. Want of hulle het iemand ontmoet wat sê dat hulle in God glo, of hulle het nog nooit iemand ontmoet wat in God glo nie, net hierdie 2 redes. En nou weet ek, jy kan al miskien sê nou maar, sjoe, hierdie eerste een sê, hulle glo nie want hulle het dalk iemand, hulle het nog nooit iemand ontmoet wat sê dat hulle nie in God glo nie, maar wat sien hulle? Wat sien hulle? En daarom, ons wonder watter van hierdie 2 is die gevaarlikste. Die een wat nog nooit iemand ontmoet het wat in God glo nie, hierdie rede, of die een wat net sê dat hulle nog net in God glo nie, want hulle het niemand nog ooit gesien wat in God glo nie. En ek weet nie van jou nie, maar ek weet nie regtig watter een van hierdie 2 is die gevaarlikste nie. Want luister geliefdes, dit help nie. Jy sê, jy ken God en jy glo in God nie, maar jy doen niks wat God in sy woord vir jou beveel om te doen nie. Jy tree anders as die woord op, jy beoefen nie die woord nie. Dit is net so gevaarlik. Dis iemand wat sou sê, hulle ken God glad nie, nog nooit van God gehoor nie, want ek en jy het 'n goddelike verantwoordelikheid. Ek en jy wat sê dat ons glo in God, ons leef in 'n verhouding met Vader God. Ek en jy moet die woord begin word, sodat almal daar buite nie verskonings kan hê, dat wanneer hulle jou sien, al ken hulle nie die woord nie, hulle het nog nooit 'n woord Bybel in hulle hande gehad nie, maar dit hoe jy optree, omdat jy volgens God se opdragte en voorskrifte wandel en leef, hoe hulle dit in jou sien, sal vir hulle oortuig, daar is waaragtige God wat lewe. So geliefdes, wanneer God vir my en vir jou sê, jy is heel, hy kom kyk jou as ware in die oë vanmôre, hy sê, jy het nie verskoning nie, want jy is heel, want ek het jou reeds heel gemaak, sê God. So watter tekort daar ook al in jou lewe is, God sê, ek het dit eintlik vir jou reeds opgevul, want onthou net een ding, God is not a going to God. God already provides in our needs. As ek en jy dit maar net wil begin besef, maar ek dink ons gedagtes skiet heeltemal tekort. Baie dae dink ek ons gedagtes is net soos wat ons, solangs wat ons neuse is, eintlik baie kort. Hoekom vergeet ons so maklik? Hoekom vergeet ons so maklik? Ons onthou die slegte dinge en die hartseer dinge en die seer dinge, maar wat van die goeie dinge? Wat van daardie tye wat God op 'n bonatuurlike wyse vir jou deurgekom het? Wat daarvan? Onthou wat daar gebeur het in 1 Konings 17. Daar waar God voorsien het, in daardie vrou se nood, sy het nooit weer 'n tekort aan olie of meel in haar huis gehad nie. En dis ook wat God vanoggend vir jou en vir my wil kom sê. Ook jy sal nooit uit olie en meel uithardloop nie, solank as wat ons hom gehoorsaam. God eer gehoorsaamheid, geliefdes. Dis vir hom belangriker as enigiets anderster. Want luister wat staan in Filippense 4 vers 19. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus. Dis 'n opdrag. Maar dit is 'n belofte. En daarom, geliefdes, ook toe jy vanoggend op hierdie sonnagoggend wakker geword het, toe het God reeds in jou nood voorsien.
Selfs voordat jy nog enigiets gevra het, het God voorsien. Want moet nooit vergeet, wanneer jy dink, wanneer jy praat, wanneer jy loop, wat jy ook al doen, geliefdes, jy is in God se teenwoordigheid. Kom ons blaai nou na 2 Samuel 16 en dan lees ons daar vanaf vers 5 tot en met vers 14, om te hoor wat het met Dawid gebeur. 2 Samuel 16 vanaf vers 5 tot 14. Toe die koning by Bagirium kom, storm daar ewe skielik een van Saul se familielede op hom af. Sy naam was Simei, seun van Gera. So ver as hy gaan, het hy geloop en vloek. Hy Dawid en al sy amptenare en die hele volk, ja selfs al die dapper krygsmanne, links en regs onder die klippe gesteek. Terwyl hy loop en vloek, het Simei uitgeroep, Trap, trap, trap hier uit, jou moordenaar en jou skurk. Nou straf die Here jou vir al die moorde op Saul se geslag, toe jy in sy plek koning geword het. Nou het die Here die koningskap aan jou seun Absalom gegee. Nou sit jy self in ellende omdat jy 'n moordenaar is. Toe vra Seruia se seun Abisai vir die koning, waarom vloek hierdie laahond die koning? Laat ek sy kop vir hom gaan afkap. Seun van Seruia, dit het niks met my of met jou te doen nie, was die koning se antwoord. Hy vloek so omdat die Here hom beveel het om vir Dawid te vloek. Niemand moet nou vra waarom hy dit doen nie. Vers 11, verder het die koning vir al sy amptenare en vir Abisai gesê, my eie bloedkind soek my lewe. Daarom moet julle hierdie Benjaminiet met rus laat, dat hy maar vloek, want die Here het hom die opdrag gegee. Miskien let die Here op my ellende en beloon hy my met iets goeds vir vandag se vervloeking. Dawid en sy mense het toe pad langs verder getrek. Simei het al teen die berggang langs geloop en vloek en klippe gooi en stof opskop. Moeg het die koning en sy geselskap by die Jordaan aangekom en daar 'n bietjie gerus. Geliefdes, ons sien uit hierdie skrifgedeelte wat ons saam gelees het, Dawid is nou koning wat op pad is met sy manskappe weerskante van hom. En soos wat hulle die stad ingekom het waar Saul geheers het, het die familie van Saul begin om Dawid te vloek en om hom met klippe te gooi. En hard en duidelik het hulle geskree, jy's 'n moordenaar. En een van Dawid se manskappe het hom vererg en vir Dawid sê, laat ek sy kop afkap, want hy het geen reg om so met jou as koning te praat nie. En Dawid het geantwoord, nee, los hom. Wat daarvan as God hom toelaat om my te vloek? Want ek weier om daaroor besorg te wees, want wat God seën, kan geen mens vervloek nie. Nou die ding, geliefdes, is wanneer iemand na jou toe kom en sleg van jou praat, of dalk agter jou rug oor jou skinder, God sê, los dit. En ek weet hierdie is nie altyd maklik nie, want ons is en bly maar net mense, nie waar nie. Maar God wil vandag vir jou en my, wil hy hê dat ek en jy sal hoor, weer eens nie net sal luister nie, maar ek en jy sal hoor, dat wat hy al reeds geseën het, kan nie vervloek word nie. Onthou dat wanneer die vyand jou aanval, dan moet ek en jy weet, God was voor die vyand daar. So terwyl ek en jy nog op hierdie aarde leef, dink 'n bietjie daaroor. Wanneer mense jou sleg behandel, nie daarop reageer nie. Want die generasie van vandag wil ons op alles reageer, nie waar nie. Maar ons moet begin maak soos Dawid, ignoreer dit net. En ek sê weet, dit is nie maklik nie. Maar dis wat God sê. Want Dawid het gesê, God het my reeds geseën. En daarom kan geen vloek my skade aandoen nie. Kom ons gaan nou so 'n bietjie terug na vers 10 van 2 Samuel 16. Daar staan,
seun van Seria, dit het niks met my of met jou te doen nie, was die koning se antwoord. Hy vloek so omdat die Here hom beveel het om vir Dawid te vloek, en niemand moet nou vra waarom hy dit doen nie. Onthou geliefdes, ek en jy mag nooit vergeet, God is steeds in beheer. God is steeds op die troon. Omrede, God se hande was eerste daar gewees. As jy kan glo dat jy deur God geseën is, dan kan niks of niemand jou skade aandoen nie. As dit nie eers deur God se hande gaan nie. Is dit nie amazing nie? Want wat daarvan as God dit toelaat of selfs die woorde in sy mond gesit het om Dawid mee te vervloek? So geliefdes, hierdie is dit nie eintlik 'n heel ander manier om daaraan te dink nie. Ek vra maar net. Jy mag dalk dink dat jy dit nie verdien nie, maar wat daarvan as God dit toelaat? Alles is 'n toets en die vraag is hoe ek en jy daarop gaan reageer. Ons weet Dawid het die mag gehad. En hy kon net die woord spreek het, maar luister wat sê hy. Wat as ek vir jou sê, wat daarvan as God dit toegelaat het? En wat daarvan as ek vir jou so sê dat dit 'n weergawe is van wat gebeur het in die tuin van Getsemane? Die soldate het gekom om Jesus gevange te neem, ons ken dit. En Petrus het sonder om te vra, een van die manskappe se soldate se oor afgekap, en dadelik het Jesus gesê, nee Petrus, sit jou swaard terug, want die een wat met die swaard leef, sal deur die swaard sterf. Want Jesus het geweet dat hy te geseënd was om vervloek te kon word. En daarom kon hy sê, laat hulle kom. Terwyl hy aan die kruis gehang het, kon hy enige oomblik die engele roep, en eintlik het die engele gewag vir sy opdrag, om te kom afhaal, maar daardie opdrag het nooit gekom nie, want hy het geweet, Jesus geliefdes het geweet, wat daarvan as God die Vader dit alles toegelaat het, vir 'n baie groter doel, sodat almal van ons, ek en jy, gered kan word. Want met elke revolusie het God een man met 'n visie geplaas. Amen. Ontvang ook nou die seën van die Here en mag jy werklik 'n wonderlike geseënde dag verder beleef. Geliefdes, die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here jou God wil tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here jou God wil jou gebede verhoor. En jou sy vrede, sy guns, sy seën skenk. God seën jou. Amen.